Hallo julle, welkom by Vis van Koos, Pa en Seun. Net gou vinnig 'n update wat ek gaan vir julle gee en dit is heel eerstens Happy New Year aan almal. Ek weet dis Maart maand, ek het lanklaas 'n video opgesit. Ek was baie besig met werksituasies en familielede en alles, maar ek is nou weer terug. Ek sien regtig uit na hierdie jaar. Ons het nou môre het ons 'n Table Mountain Super League wat ons gaan deelneem as Samstam Freshwater Angling hier in die Weskaap. Yes, julle het my reg gehoor. Weskaap het ook varswater damme en glo my, dis 'n ander ball game compare wat daar bo gebeur. So, nonetheless, en dit het ek in my opinie dat die beste produk SRR wat ek nou amper vir 'n jaar saamloop en dit is gemaklik. Dit is so gemaklik mense en dat ek even wat ons vandag gaan doen my DG's met SRA produkte gaan maak in dit. Dit is maklik. Volg dit, luister, gaan maak dit, ryk hom ook in dit. Julle gaan excited wees. Ek beloof vir julle, julle gaan dit geniet. Maar dan wil ek ook sê dat as julle my sien met hierdie hemp, beteken dit ek doen tips en tricks. Dis 'n nuwe ding wat ek inbring hierdie jaar vir my YouTube channel. Vir my en my laaitjie se YouTube channel. Hy is nou ongelukkig by die skool en dit. Hy moet skool gaan dit, so hy kan nou nie vir pappa help hier so en dit nie so, maar toe het ek gesê laat ek gou die video maak en natuurlik vir julle wys hoe ek my deegies maak, want baie mense vra my en dit ek het veral in dit op YouTube gekry van my subscribers wat vra dit hoe maak jy jou deegie? Wat sit jy by jou deegie en dit? Toe dink ek vir myself nee, wag. Laat ek 'n video maak vir my subscribers dat hulle hierdie kan gebruik by die damme waar ook al hulle is en dit gaan vir julle werk. Ek beloof vir julle dit gaan werk. Baie mense gebruik almond, soos julle sien hierso. Ek gebruik almond SRR. Rede hoekom ek hom gebruik, maak hom oop, ryk hom, hy's baie sterk. Tweede rede, hy het fluoresien ook. So dit is basically een klippie wat jy twee voeltjies slaan in dit. En dit werk vir my. En dan natuurlik in dit moet ek my garlic DG hê en dit. En vir my en dit, my garlic is SRR. Straightforward, skoon blaai, reguit, ek mix dit. Maar ek gaan vir julle wys hoe om dit te maak. Sean Ras het natuurlik verduidelik in dit hoe om hierdie te maak, maar ek gaan dit weer vir julle verduidelik. Ek het sy strategy gevat, sorry vir die Engelse bietjie wat inkom. Hoe om hierdie goedjies te maak en dit, en ons noem dit 'n 2-1-2 as ek nie mistaken is nie, wel dit is wat nou werk vir my. En ek gaan vir julle wys hoe dit werk mense, dit is eerlikwaar, dit is maklik, dit is gerieflik, en veral waar ons nou môre gaan hengel, daai video kom ook op in dit, by Broodkraal dam waar in Pakketberg is hierdie my 2 mains to go in dit. So, wat ek volgende gaan doen, gaan ek vir julle nou wys wat ek presies gaan doen. Ek het natuurlik 2 leë bakkies, soos julle weet net, 1 bakkie is vir my almond, 1 bakkie is vir my garlic, en dan 1 bakkie my deegie, of nee, 1 bakkie vir die koekmeel, en dan water natuurlik, en dan het ek 'n lappie in dit, waar my hande 'n bietjie gaan florhou kry dit, maar nevertheless, ek moet dit doen. So ek vat nou hierdie bakkie, ons gaan sommer met garlic begin. So wat ek doen in dit is basically, ek vat 2 teelepels water, want die banksakkie wat ek gebruik juis en dit is, ek dink is 'n 5x5 is dit. Is 'n regtig klein sakkie in dit, maar dit werk vir my deegies. Maak seker ook met SRA produkte in dit, skit hom deeglik, laat hy lekker 100% konsentraat lekker kan mix. Daai wat julle hoor en dit is net my nommer en wat daar op is. Ek het nou juist my botteltjies want ek wil nie my ander botteltjies al oopmaak en dit nie, want dan breek ek die seal, so ek gebruik maar nou hierdie. So dan maak ek hierdie om vol. Nou is hy. Ek maak hom vol. Wat ek like ook van hierdie piggy pumps en dit, jy mors nie. Wie ook al hierdie piggy pumps uitgedink het, is brilliant ou. So ek maak hom letterlik, soos julle kan sien. Dis hoe vol ek hom maak, gooi hom in. Hierdie reuk, it is unbelievable. SRR se dips is unbelievable, eerlikwaar.
Nou wat ek doen is natuurlik Mixakom. Laat hy heeltemal lekker oplos. Laat hy op daai stadium kom en dit so as jy ken mos ruik lekker. Waar hy op daai stadium kom, wat is hy ultramelk? Ek dink dis ultramelk wat jy in die blikkies kry. Ek kan miskien verkeerd wees, maar laat hy lekker so uitkom. Weet nie of julle kan sien nie. Of julle wys. Ek hoop julle kan sien. So, ek hoop julle kan regtig sien. En baie mense wat hulle die fout maak is hulle gooi te veel op die einde en dit het hulle so groot stuk deeg wat hulle wil vis mee vang. En hierdie is al wat jy nodig het. Want jy gebruik hom vir 'n backing, baie keer gebruik ek dit vir 'n backing. Of partykeer dat as die vis regtig aan is en vinnig, dan vat ek 'n klein stukkie deeg en sit hom op my hoek. Hoeke wat ek vang, depend dit natuurlik in dit waar ek vang. Maar daai sal ek natuurlik vir julle op my ander video's wys wanneer ek by die dam is. So ek maak maar net hom skoon weer. Dan vat ek 2 lepeltjies, lekker vol lepeltjies koekmeel. En natuurlik die agterkant Mixakom. Wat hy lekker kan bind, kombineer, die groot Afrikaanse woorde, wat hy lekker kan stukkie wees. En ek maak seker, hou net die hele tyd aan, jy gaan sien, hy gaan 'n paar keer vasplak dit, maar dit sal afkom. En dit werk soos 'n bom. Ek doen juis hierdie nou in ons sitkamer. My vrou is by die werk en dit so nou kan ek gou hierdie video maak. Ons moet ek moet nou die trailer pak vir ons Table Mounted Super League. Maar ek sien regtig uit na die kompetisie mense, eerlikwaar. Dan vat ek hom net so. Ek kan sien, skiet hom af. As hy. En wat baie mense fout maak in dit, jou hande. Nou almal se hande is nie dieselfde en dit nie veral vir my hande en dit. Ek maak maar 'n droog, skit hom 'n bietjie laat hy droog is, want ek nou nie 'n droog lappie gebring nie. Nou baie keer vat die mense aan plak op jou hand. So wat ek doen is, ek sit net my vingers hier by die koekmeel in, soos daar basically, en dan gryp ek hom. As ek voel hy plak nog steeds, soos daai, sien julle wat ek bedoel? Nou as ek nie my vingers in die koekmeel gesit het nie, sou dit 'n hele tipe storie gewees het. So sit ek my vinger weer in die koekmeel en druk ek. Nou wat baie mense doen is as iemand as 'n stukkie dan traai hom so vinnig uittrek en dan gooi hulle hom maar so in by die koekmeel. Dan maak jy hom klaar te hard dit. So hoe ek dit sien is ek vat hom so en daar begin nou klaar bind. Dat hy te veel koekmeel kry. Nou as jy jou vinger so indruk en jy vat hom weer hier oor, gaan dit werk, want die ding is, hy vat net genoeg poeier, dat hy nie kan stiek nie, en dat hy lekker is, as hy. Mense, as hy. Nou jy kan sien, ek het hom nie eens in die koekmeel gegooi nie. Baie mense wys dat jy in die koekmeel gooi, glo vir my, jy hoef nie. As hy weer stiek kan dit maak net so, net 'n klein bietjie poeier. As hy. Dan maak ons hier lekker deegie. Mense, ek gaan môre lekker vang met hierdie deeg. Ek like my deegies. Kyk, veral soos ek weet my vrou, sy is mal oor wurmpies. Sy sal altyd 'n wurmpie traai. My een vriend, ou Faatjie, hy's baie lief is, hy's ook SRA. My vrou is detonator. Maar my een vriend Faatjie is SRA en hy is mal oor SRA se milies. Ek like ook milies. Ek probeer om met milies te vang, maar ek het baie vertroue in my deegies en my flouties natuurlik. Daar is hy, mense. Daar's my garlic deegie vir môre. Hy's klaar gemaak. En ja. Mense, as julle net kan, hulle moet regtig eerlikwaar iets maak dat die viewers, die kykers natuurlik kan ryk op hoe die deegie ryk. Mense, as daar kan jy sien. Hy is 100%
vir my klein banksakkie wat ek aansit. Ek vat nie 'n groot stuk so en sit dit op 'n hoek nie. Ek verstaan nie hoekom baie mense daai doen nie. Maar almal het hulle opinie, dis maar net hoe ek hengel. As jy spoedhengel, wil jy natuurlik in 'n klein stukkie deegie vat, mielie en als en dit maak 'n lekker backing met jou floutie of jou mielie, of partykeer 'n hamburger. Nou, baie van julle vra seker wat is 'n hamburger? Nou, 'n hamburgertjie is, wat ek doen het, ek vat 'n stukkie deegie, klein stukkie deegie, agter as 'n backing, en sal ons, vir example, kom ons sê bun spice. Ek vat 'n bun spice floutie, met 'n bun spice mielie, en 'n bun spice floutie. Ek noem daai die hamburger. So, daai kombinasie werk lekker. Okay, so ek gaan vir julle gou wys hierso. Dis die deegie, soos julle kan sien. Lekker, kyk aan, hy plak nie eens nie, sien julle? Hy is 100% vermoord, so hy gaan in sy banksakkie gaan. Ek het nou net vergeet van die sakkie. Sy is eintlik 'n banksak, hy is baie klein, ek dink dit is vir oorbelle en daai wat hulle gebruik, maar ek koop dit by Value Co hier in die Wes-Kaap. Julle kan dit by Makro kry, by die stationaries, dit sal natuurlik daar wees. So daar is my eerste deegie klaar. Rede hoekom ek met hom eers begin het, want die groen fluoresien sou daai deegie nou 'n bietjie beskadig het. Maar okay, daar is ons eerste deegie klaar. Ek sit hom net daar, ek gaan natuurlik hom nou doen. So die combo wat ons dit noem is 'n 2-1-2. 2 teelepels water met 1 lepel garlic en 2 lepels koekmeel. Daar het julle gesien, easy as that, het nie gesukkel nie. So hier gaan ons nou met ons almond begin. Ek glo in dit, baie mense gaan koop hier what you call it, Robertson Essence almond. Ek gebruik hierdie in dit want hy het groen flora ook in dit en ek glo in dit. Once again, een ding wat ek geleer het, as jy nie in jou produk glo nie, gaan jy sukkel by 'n dam. Natuurlik 2 lepeltjies wat ek daar ingooi en dan my almond. Een bietjie stadiger. Dan sê ek gaan hier so ek nou 'n bietjie gemors hierso. Ek het nou nie mooi gedink met die spray nie. Maar gelukkig is dit nou nie op my vrou se vloer nie. Dis wat belangrik is. So volgende keer as julle dit maak hom maar net oop met 'n hierso, of as hy nog toe is, maak hom net oop basically en dan gooi die druppel hom nou nie soos wil hy wees en spuit en dan spuit jy omtrent alles uit nie. Nou gelukkig ken ek al die konsentraat wyn dit wat ek die mix doen. Die 2-1-2 mix weet ek ten minste al hoe om te doen. So ek sê 'n train smash vir my daai nie. Okay, laat ek net gou hier so maak. Sy, die reuk, mense, die reuk. Natuurlik wil julle sien, gaan vir julle wys. Gaan julle sien, moenie worry nie. Julle sê natuurlik, wil jy, jou vrou gaan jou kop afbyt vir daai ding. Nee, weet julle, my vrou het hierdie ding op TikTok gesien, van skorrelgoed, seep en wit asyn. Daai is die nuwe cleaning system. Handy Domestos, daai kom nie naby dit nie. Maar anyway, terug by visvang. So 1 lepel en 2 lepel. Net 'n klein bietjie vat daarso want ek het hom nie heeltemal getop op nie. Sy skat hom. Draai hom om. En dan mix ons op. Dit is regtig mense, eerlikwaar, dit is vir my en dit hierdie way van vang met die deegie is completely a different story. Dit maak my hengel baie makliker. Ek is baie meer confident oor dit as wat ek die ander ways net geskat het. Ja, nou sê julle ja, wil jy moenie skat in dit nie. Jy's nee, soos ek sê, elke hengelaar leer uit hulle foute. Jy is nooit perfek tot jy die verkeerde ways gegaan het nie. So maak as hy.
Kyk, as ons klaar, tuurlik soos ek gesê het, sit julle vingers in die poeier en dan druk jy hom. Ek smaak hierdie almond te. Ek dink nie daar is 'n beter almond op die mark as hierdie een nie. Almond se reuk van SRR is unbelievable. Maar ja, mens moet dit maar nie maar nie. Kyk, as iets vir 'n mens werk en dit, nou laat ek vir almal vir my kykers net sê, as iets vir jou werk, doen dit. Moenie worry oor wat die ander sê nie, doen dit. As hierdie nou vir jou werk, doen dit. As dit vir jou werk nie, by all means, ek sal verstaan. Dit sal nie vir jou werk nie. Almal vang different. Almal is nie dieselfde geskape deur die Here nie. So as dit werk vir jou, werk dit vir jou. As jy nie mal is oor dit nie, daar's altyd iets anderste. Natuurlik het ek vir my kykers baie gevra, wil jy hoe maak jy jou deegies, soos ek vroeër gesê het in my video. Ryg jy hom lekker. Jy sien wat ek bedoel. Wat het jou vingertjies met 'n poeier, dat jy hoef nie hele koek meel te mors, dat jou vrou moet kwaad wees vir jou. Maar ek is ten minste gelukkig, my vrou vang vishou. So, ek stres nie jou. Maar as hy daar begin hy nou bind. Hulle sê juist môre vir ons en dit, is dit 40 grade daar by Pakketberg. So, dis nou 'n bietjie hartseer dat my kinders nie kan kom saamkom en dit nie, maar aan die een kant, hulle kan nou nie vang nie, want dit is Stable Mountain Super League. So, hulle gaan by ons een vriendin wees, en dan gaan hulle overnight hê, en dat so, hulle kan ten minste daar speel, as wat hulle by die dam sit, en hulle kon nou nie gevang, want my laaitie is nou besig, baie sterk met sy vis vang. So, die ding is, die almond in dit, kan julle sien, hy raak lekker geel. En baie mense, nou wil julle weet, hoekom gebruik ek net garlic en almond. Eerste, ek glo net in garlic en almond. Tweede rede hoekom ek dit gebruik, is as jy by 'n dam is, dink vir jou 'n bietjie self, as jy nie by die dam is nie, en ek gaan eerlik wees met julle, wat eet die visse? Wurmpies, onthou voëls as hulle by die dam sit, soos die gaanse en daai goed, hulle nommer 2's eet die vis ook in dit partykeer. Of nie partykeer, hulle eet dit. Want daar is nog proteïens en daai goed wat hulle eet. En as jy mooi kyk in dit, wat is voëls se nommer 2? Nommer 2 is as hulle toilet toe gaan. En dit hou. Nommer 1 is die water gaan, nommer 2 en dit is om die drein te flash. So dan kan jy sien wat ek van praat, hoekom ek dit ook like om hierdie deegies te maak. Jy sien hierdie almond, ek moet hom mooi hou. Ek hou nie van as ek 'n wit kolletjie sien of enigiets nie. Daar's my deegie, mense. So wat ek sê van die voeltjie, as die voeltjie se maag werk, geel, en dan gewone drops. Dis hoekom ek like van hierdie kleure. En ek gou vir julle wys. Hier kan julle sien, daar is die kleur. En ja, daar is my deegies gemaak, ek is happy. Nou moet ek net nog die goedjies uitsort vir môre. Môre 3 moet ons hier ry. En dan, ja, pak ons aan. Mense, weer eens dit, baie dankie vir julle subscribers wat op my YouTube channel gesubscribe het. My TikTokers, my TikTokkers, baie dankie dat julle my follow ook en dit op my YouTube en dit. Weer eens dit, ek is baie lief vir visvang, altyd my gesin is baie lief vir visvang. Hierdie video is gemaak in dit om kinders natuurlik weg te kry en dit van die TV's af en die natuur meer te geniet. En dan tweedens in dit om die wonderlike produkte van SRR te wys wat dit kan maak. As julle nog nie
Ekskuus, my keel is 'n klein bietjie seer. As julle nog nie SRR se produkte gesien het nie, julle sal hierbo sien. SRR of julle kan hieronder sien. Julle kan my skakel in dit en dan kan ons praat in dit of julle kan 'n comment los op my YouTube channel. Meer as welkom. Dankie dat julle kyk en dit en mense by Broodkraaldam het ons 'n groot verrassing vir julle in dit. Die Weskaap maak natuurlik met 'n impak van 'n nuwe produk wat uitkom en ek dink dit gaan groot skade maak. Ek het die eer om dit te toets eerste. So, stand by. Dit kom julle. Baie dankie en dit en stywe lyne.